Goeiemôre en baie welkom by Mildersdrift Gemeente se uitsaaidiens. Dis vir ons 'n regte voorreg om saam met julle rondom die woord van die Here te kan bymekaar kom vanmôre. En dankie dat julle ons innooi, nou ook daar waar julle vanmôre gemaklik is. Julle weet ek lees daar in Psalm 120, 21, 22. Dis so 'n trilogie wat eintlik bymekaar hoort. Lees ek dat die skrywer daar in Psalm 120 sê dat hy verlang na die teenwoordigheid van die Here. En dan 2 psalms later, nadat hy lang pad aangedurf het, waarteen baie mense hom gewaarsku het, gevaarlik is, dat hy kon verdwaal, lees ek in Psalm 122 se eerste verse, en ek was bly toe hulle vir my sê, kom ons gaan in die teenwoordigheid van die Here in. Weet, vir hulle was die teenwoordigheid van die Here in die tempel. Met ander woorde, hy was binne in die tempel, in die teenwoordigheid van God. En dis vanmôre vir my 'n wonderlike voorreg om te kan sê dat ek glo dat God vanmôre by my en by jou 'n verlange wakker gemaak het na hom, na sy teenwoordigheid. Natuurlik is God alomteenwoordig, maar ons glo tog dat hy op 'n besondere manier by ons teenwoordig is wanneer ons rondom sy woord vergader, wanneer ons by hom wil kom leer wat sy goeie wil vir ons lewens is. En dis my gebed dat jy ook vanmôre die vreugde sal beleef en met vreugde gevul sal wees wanneer ons so rondom God se woord bymekaar kom. Kom ons raak net so klein bietjie stil en dan sal ek vir ons met 'n gebed open. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat U ons vanmôre wakker gemaak het met 'n verlange, met 'n begeerte om as gelowiges bymekaar te kom. En dankie dat ons op hierdie manier bymekaar kan wees rondom U woord. Alles is nie naby mekaar nie. Is ons bymekaar rondom U woord. Dankie dat ons die vreugde kan belewe dat ons by U welkom is. En dankie dat ons verseker kan wees van U liefde. Ja, kom o Heilige Gees in. Maak ons ontvanklik, maak ons gereed om die woord van ons Vader te ontvang. En skenk vir ons die genade om te gaan lewe soos iemand wat in die teenwoordigheid van God was. Dankie dat ons dit kan bid met die verwagting dat U dit so sal doen en dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus ons Here. Ja, in sy naam bid ons dit so. Amen. Wat 'n voorreg om te kan verklaar dat God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser en die Heilige Gees hier by ons teenwoordig is, dat ons in die midde van God drie-enig is. Amen. Kom ons sing 'n loflied tot eer van ons Here saam. Almachtig,
Ons teksgedeelte kom vanmôre uit die Ou Testament, en daaruit Esegiel 1 vanaf vers 28 tot hoofstuk 2 vers 10. Esegiel 1 vers 28 tot 2 vers 10, en die tema is eintlik die middelste vers, vers 5. Hoe sal die wêreld weet, hoe sal hulle weet, dat daar 'n profeet, dat daar 'n kind van God, dat daar 'n disipel, dat daar 'n getuie in hulle midde is? Hoe sal hulle weet, dat daar 'n profeet in hulle midde is? En ek lees graag vir ons so saam, uit Esegiel 1 vanaf vers 28. Ek lees dan in hoofstuk 1, dat Esegiel saam met die ballinge daar in die Kedah riviervallei is, en dat God aan hom verskyn, dat hy 'n visioen, dat hy 'n gesig van God sien, en dat hy vir God beskryf in die asemrowendste manier, in die eerste, die eerste 27 verse, dat hy die teenwoordigheid van God beleef, en die heerlikheid van God kan aanskou. En dan lees ek in vers 28, die glans rondom was soos die van 'n reënboog in 'n wolk na die reën. Weet, reën en 'n reënboog is 'n teken van God se seën, van God se goedheid en van God se guns. Dan skryf hy, dit was soos die magtige verskyning van die Here. Hy sê wat hy daar gesien het, was die magtige verskyning van die Here. En toe ek dit sien, val ek plat en ek hoor 'n stem praat. Daar is van die vertalings wat so vertaal, toe ek dit sien, val ek plat op my gesig, met my gesig in die grond. En ek het 'n stem hoor praat. Hoofstuk 2 vers 1. Die stem het vir my gesê, mens, staan regop. Ek wil met jou praat. Terwyl jy met my praat, kom die Gees in my en laat my regop staan. Ek het die stem met my hoor praat. Hy het vir my gesê, mens, ek stuur jou na die Israeliete toe, 'n opstandige nasie wat teen my in opstand gekom het. Hulle en hulle voorvaders het hulle teen my verset, tot op hierdie dag toe. Dit is moedswillige en hardkoppige mense na wie toe ek jou stuur. Jy moet vir hulle sê wat ek, die Here God, sê, of hulle luister of nie, want hulle is 'n weerbarstige volk, maar hulle sal agterkom dat daar 'n profeet tussen hulle is. En jy, mens, moenie vir hulle bang wees nie, ook nie vir wat hulle sê nie. Al stuit jy op weerstand, op dorings, al sit jy op skorpioene. Moenie bang wees vir wat hulle sê nie, moenie vir hulle skrik nie. Hulle is 'n weerbarstige volk. Jy moet vir hulle sê wat ek sê, of hulle luister of nie, want hulle is weerbarstig. En jy, mens, luister na wat ek vir jou sê. Moenie weerbarstig wees soos hierdie weerbarstige volk nie. Maak oop jou mond en eet wat ek jou gee. Toe sien ek daar is 'n hand na my toe uitgesteek, en in die hand was 'n boekrol. Die hand het die boekrol voor my oopgerol. Dit was aan albei kante vol geskryf. En wat daar op geskryf was klaagliedere, treurliedere en smartroepe. Dit is die woord van die Here. Ek wil graag by jou hoor, hoe lyk die wêreld waarbinne ek en jy elke dag lewe? Hoe lyk die wêreld waarbinne ek en jy elke dag tyd spandeer? Hoe maak die mense? Hoe is die mense? As jy nou moet 'n tipiese karakter skets maak van hoe die mense van vandag is en hoe hulle lyk, wat sien jy raak? Ek wil hê jy moet 'n bietjie dink daaroor. Ek het nogal vir 'n klompie mense gevra, weet, hoe lyk die wêreld waarbinne ons leef? Wat sien hulle raak as hulle so rondom hulle kyk? En van die mense het vir my gesê, wat ek sien is selfsugtigheid, ondankbaarheid, weet, maak nie saak wat 'n mens gee of doen nie, dis nooit genoeg nie. Wat hulle sien rondom hulle is, die mensdom is genadeloos. Met ander woorde, hulle gun vir niemand niks. Iemand het gesê, geen respek nie. Die mense het geen respek nie, nie vir mense nie, ook nie vir God nie. Hulle gee vir niemand om nie, net vir hulle self. Ek het met iemand gepraat wat nogal vir my hartseer ding gesê het. Hy het gesê, as hy nou moet 'n karakterskets maak van wat kerkmense doen wat hom pla. Dis nie wat ek vir hom gevra het nie, maar hy sê toe vir my, wat hy in kerkmense raak sien, maak hom hartseer, en daar's 3 dinge.
as hy na kerkmense kyk. Hy sê, wat hy raak sien wat hom hartseer maak, is dat hulle is hoogmoedig. Hulle is hoogmoedig, dat Christene dink hulle is beter as ander. Hulle kyk op ander neer. Van die hoogte af, kyk hulle op ander neer. Die tweede ding wat die persoon gesien het, is dat daar is 'n onvergewensgesindheid. Hulle kan niks vergewe nie. Hulle skryf op, hulle onthou. Hulle kan nie vergewe nie. Die derde een was eintlik vir my die meeste van hartseer. En dit is hy gesê, ek sien by hulle 'n liefdeloosheid. Net 'n liefde vir hulle self. Daar is nie 'n omgee vir ander nie. Daar is nie regtig deernis en omgee nie. En hy het gepraat van kerkmense. Nogal hartseer dat dit is hoe die wêreld lyk, waarbinne ek en jy elke dag leef. Ek lees nou daar in Esegiel hoofstuk 1 dat Esegiel nou hierdie visioen, hierdie gesig van God sien. 'n Wonderlike gesig. Dat God is die onbegryplike, die onbeskryflike, ook die onveranderlike. Hy verander nooit, maar hy is ook so dat jy hom nie kan vaspen in 1 of 2 of 3 beskrywings nie. Hy is die gans andere. En dan lees ek daar in vers 28 van hoofstuk 1, dat hy sê dat toe ek dit sien, die heerlikheid van God sien, staan daar in vers 28 van hoofstuk 1, toe val ek op my gesig, toe val ek plat op my gesig. Nou ek dink julle weet dat dit 'n vorm van nederigheid is. Dis 'n vorm van respek, die hoogste vorm van eerbied. Jy weet, wanneer 'n slaaf voor sy koning gekom het hy nie gestaan nie. Hy het voor hom neergeval. Maar dan gewoonlik so met die gesig so na een kant toe, dat hy kan asemhaal. Wanneer die Esegiel die teenwoordigheid van God beleef, staan daar, eintlik in die Hebreëus geskryf het my gesig in die grond geval, my gesig plat in die grond geval, dat hy hom amper nie die moeite werd geag het om te leef nie. Met ander woorde, die hoogste vorm van eerbied, dat hy voor God kom en sê, ek is eintlik niks, ek is nie eens die lewe werd nie. Want U is so groot en so heilig en so almagtig. Die grootste vorm van eerbied. En dan spreek God hom aan as mens. God spreek hom aan as mens. Weet, dit is eintlik 'n troetelnaam. Dit is eintlik 'n vorm van opheffing. Dat God eintlik vir hom sê mens, met ander woorde dat God vir hom eintlik sê, maar jy is nie 'n niks nie. Jy moet regop staan. Hy spreek hom aan as mens, met ander woorde dat God hom erken as die kroon van sy skepping. Dat God hom raak sien as syne. En dat hy dan vir hom sê, jy is nie 'n niks nie. Jy is die kroon van my skepping, staan op. Staan regop, staan daar eintlik. Weet en dit het 'n slaaf nooit gedoen nie, en ek kan dit eintlik raak lees in die skrifgedeelte dat Esegiel dit nog nie kon vat nie, dat die koning van alle konings, dat die heilige God vir hom sê, kom staan regop voor my. Dat hy dit eintlik nog nie kan glo nie, en dat die Gees, kan jy glo in die Ou Testament, dat die Heilige Gees aan hom kom, en daar staan eintlik in die oorspronklike teks, dat die Heilige Gees het hom regop geruk, om eintlik so opgetel, en op sy voete neergesit. Nadat die Gees van God in Esegiel gekom het, en hom sy gevul het met die waardigheid wat God in hom geskep het, staan hy regop, en dan hoor hy, dat God met hom praat, en vir hom sê, ek stuur jou. Ek stuur jou na die volk Israel toe, en hoor hoe beskryf God die volk Israel. Hy sê, ek stuur jou na die volk Israel toe, en hulle is 'n opstandige volk wat teen my in opstand gekom het. Ek weet nie of jy weet wat die woord opstand beteken nie. Het kom eintlik van die woord rebel. Rebel is mos iemand wat in opstand gekom het teen die regering van die dag, wat die koningskap van die regering, of die reg van die regering, nie erken nie. Ek weet nie of julle daai TV-program gekyk het, baie lank terug. Die program se naam was, ek dink, Die Rebel. En die karakter was eintlik Sloet Steenkamp, om wie hierdie storie gespeel het. En hy was die persoon wat eintlik gesê het, ek erken nie hierdie regering nie. So wanneer die Here hier sê,
Die volk is 'n opstandige volk, wat teen my in opstand gekom, en dan sê God eintlik dat hierdie volk erken my nie as hulle koning nie. Hulle erken my nie as hulle koning nie. Hulle ondergrawe en ondermyn my koningskap. En dan staan daar, hulle en hulle voorvaders, hulle en hulle paas, met ander woorde eintlik 3 geslagte lank, die oupas, die paas en die kinders, erken God nie as koning nie. Vir 3 geslagte lank, weet in die mense in die Ou Testament het ons oud geword, so ek wil amper sê, ons praat dalk van 'n 300 jaar, of 'n 250 jaar, wat hulle vir God nie erken as koning nie. God se koninkryk eintlik openeer, in opstand kom, en dan staan daar verder in vers 3, wat hulle teen my verset het. Om jou te verset beteken eintlik, dat jy jou versit, met ander woorde, dat jy in 'n bepaalde groep was, maar jy maak jou los van daai groep, en jy gaan sit by 'n ander groep, as ek nou maar Bybelse taal kan gebruik, dat jy nie meer sit in hulle wat God aanbid as koning nie, maar dat jy gaan sit in die kring van die spotters. Hulle wat teen God is, en wat God belaglik maak in hierdie wêreld. Dat God vir hulle sê, hulle beskryf as hulle wat in opstand gekom het teen my, en wat hulle versit het, hulle sit nie meer, hulle assosieer hulle nie meer met my nie. En wanneer jy jou dan versit het, beteken dit eintlik dat jy jou losmaak van hierdie koning, en van hierdie groep, en dat jy eintlik jou eie koning kies. En ek dink julle weet wat 'n koning hulle gekies het, dis hulle self. Hulle kies hulle self, hulle erken God nie meer as die koning van hulle lewe nie. En dan staan daar in vers 4, behalwe dat hulle opstandig is en hulle self versit het, en nie meer by God se voete wil wees nie, is hulle moedswillige volk. 'n moedswillige volk, met ander woorde, hulle wil God nie meer erken as koning nie. Hulle sê, ons wil U nie meer dien nie. Weet, in die Hebreëse woord vir moedswillig beteken eintlik ook skaamteloos. Met ander woorde, dat hulle dit nie so agteraf doen, of so stil doen nie, blaatant, moedswillig, ek wil amper sê, soos die goeie Afrikaanse woord, in your face, dat hulle nie skaam is daaroor, dat hulle God nie erken as koning nie, dat hulle eintlik daarmee loop en spog, hy is nie ons koning nie. Vers 4 sê God ook dat hierdie volk is, behalwe dat hulle moedswillig is hulle ook hardkoppig. Dis nog erger as om te sê ek wil nie, hardkoppig sê eintlik ek sal nie. In ander woorde, dat hierdie volk kom sê, ons sal U nie as koning erken nie. Die woord beteken eintlik nie hardkoppig nie, die woord beteken eintlik hartig, dat hulle hart gemaak het, met ander woorde, dat daar nie plek vir God in hulle lewe was nie. Dat hulle harte hard gemaak het, dat hulle koud staan, en hulle rug draai, en onaangeraak is, deur God, dat God se almag en God se woord hulle nie meer raak nie. Dan kry ons in vers 5 amper die samevatting van die beskrywing van die volk Israel, dat hulle weerbarstig is. Dit is jy kan sommer 'n woord in die Afrikaanse woord ook, is 'n harde woord, weerbarstig. Dan staan dit 1 of 2 of 3 keer daar, dat hulle is weerbarstig. Nou weerbarstig is eintlik maar om stroom op te wees, om bitter te wees. Volg nie meer in die spore van geregtigheid, soos wat Dawid skryf in Psalm 23. Loop hulle eie pad, stroom op, weg van God af. En dat God vir Jesegiel kom sê, ek stuur jou na hierdie mense toe. En dan die kernvers vir vanmôre eintlik, daar in vers 5, hulle, die volk Israel, sal agterkom, daar is 'n profeet in hulle midde. Nou wil ek eintlik by julle hoor, hoe is dit moontlik? Hoe moes Jesegiel dan wees? Wat is Jesegiel se opdrag van God? Dat hulle sal weet, daar is 'n profeet in hulle midde. Ek dink dit is eintlik 'n redelike maklike antwoord, en dit is dat hulle sal agterkom, hy is nie soos hulle nie. En mense kom ons maklik agter, as iemand anderste is. Ek wil amper sê, as iemand sy hare anderste kam, dan sien elke mens dit maklik raak. So die Here kom sê eintlik vir Jesegiel, ek stuur jou na hierdie wêreld toe, maar jy moet anderste wees as hierdie wêreld. Jy moenie 'n rebel wees nie, jy moenie 'n opstandeling wees nie. Die teenoorgestelde van opstand is om
om te ondersteun, om te verkondig en te juig dat God is koning van my lewe. Om nie God se koningskap te ondergrawe nie, maar dit eintlik aan die klok te hang. Dit rigbaar en sigbaar te maak, dat God is die koning van my lewe. Dit is Esegiel se opdrag, hoe hy moet gaan wees. Hy moet die woord van God so gaan leef, dat mense hom sal sien as anders. Dat hy hom nie sal versit nie. Met ander woorde, dat hy nie in die kring van die spotters sal sit nie. Maar dat hy sal bly by die voete van die Here. Dat hy sal bly by die voete van die Here, dat hy bly by dit wat God hom leer, wat goed en reg is. En dat hy hom nie sal skaam vir die Here nie, maar eintlik met sy koning sal gaan spog. Wie die God is wat vir my sorg. Dat die Here se opdrag aan Esegiel is dat hy sy hart nie sal hard maak vir God nie, dat hy sy lewe nie sal koud laat, of koud gelaat wees, deur dit wat God in sy lewe inspreek nie. Maar dat hy ontvanklik sal wees vir die woord van die Here. Dat hy ontvanklik sal wees vir dit wat die Here vir hom gee, vir die woord wat die Here vir hom gee, om te gaan spreek. Om nie stroom op te wees nie, of eintlik juis om stroom op te wees, dat die stroom van die wêreld hom nie sal meesleer nie, maar dat hy sal weerstand bied, en nie sal saamgaan met hoe die mense maak en hoe die mense is nie. Die Here sê vir hom, as jy so is, dan sal hulle weet dat daar 'n profeet in hulle midde is. En 'n profeet is mos nie iemand wat die toekoms eintlik voorspel nie. 'n Profeet is iemand wat dit wat God sê, kom sê. Wat eintlik die wil van God, wat God vir jou kom leer het, gaan deel, sodat ander ook kan weet wat is reg en verkeerd in die oë van die Here. Iemand wat God se wil na die mense toe neem. En dis mos eintlik wie ek en jy is. Dis mos eintlik wie ek en jy behoort te wees as 'n kind van die Here. Dat die Here stuur ons in hierdie wêreld in. Ek lees dan met Matteus 28, die laaste verse van Matteus 28, die laaste woorde van Jesus inteendeel sê, ek stuur julle as my getuies in hierdie wêreld, en gaan wees getuies, gaan wees my disippels in hierdie wêreld, sodat die wêreld kan sien wie ek is en hoe ek is. En gaan wees sodat hulle kan deel word, gaan leer hulle wie ek is, sodat hulle ook kan deel word van hierdie kudde, van wie ek die herder is. Die Here stuur vir my en jou, dan as sy profeet in hierdie wêreld in, as sy disipel, as sy getuie, as sy verteenwoordiger in hierdie wêreld. Sodat die wêreld kan weet, daar is 'n profeet in hulle midde. En wat wil die Here vir my en jou kom leer? Uit Esegiel 1 vers 28 tot 2 vers 10. Die Here wil vir my en jou sê, kom leer, ek stuur jou in hierdie wêreld in, van Mei maand 2025. Die wêreld wat ek en jy beskryf, en wat ons raak sien as mense wat selfsugtig is, en nie omgee nie, wat net selfgerig lewe, wat nie kan vergewe nie, wat genadeloos is, wat ondankbaar is, en wat liefdeloos is. Na hierdie wêreld toe, stuur God vir my en jou as sy getuie. En hy kom sê vir my en vir jou, hoe jy my getuie gaan wees, hoe jy vir my 'n profeet gaan wees, is nie deur dit wat jy gaan sê nie, maar in die eerste plek, deur hoe jy gaan wees, dat jy nie sal wees soos die wêreld nie. Dat jy nie sal wees soos die wêreld nie. Ek weet, ek het dit al seker vorige keer vertel, maar hier so in 1980 omtrent het Prof Heinz in een van die klasse vir ons gesê, gaan doen 'n werkstuk oor, wat is die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige? Jy weet, dit is nou 45 jaar terug, meer as 45 jaar terug. En dit bly my vandag nog by, en ek sukkel vandag nog so effens daarmee. Want die wêreld wat ek en jy beskryf het net nou, is baie keer ook die wêreld waarvan ek en jy deel is. Want baie keer lyk Christene en kinders van die Here net soos die wêreld, en maak is net soos die wêreld, en staan ons nie uit as anders nie. En miskien is dit ook omdat die boodskap van die evangelie nie vat nie, en nie glo nie, is omdat
daar amper nie verskil is tussen hulle wat die boodskap dra en hulle wat die boodskap moet hoor nie. Die Here sê vir my, en hy stuur vir my en jou in hierdie wêreld in wat ek en jy beskryf het. En hy sê, gaan wees my getuie in hierdie wêreld, maar wees anders. Na hierdie wêreld toe stuur God vir my en vir jou met 'n boodskap van daar is 'n God wat wil red, wat wil verlos. 'n God wat self sê, hy wil nie laat een verlore gaan nie, nie een nie. Jesus Christus is gebore tot redding en verlossing. En hy skenk dit uit genade uit. En hy stuur vir my en jou in hierdie wêreld in en sê, gaan wys en gaan leer, dat die wêreld kan glo, daar is 'n God wat omgee. Maar moenie soos die wêreld wees nie, wees anders. Waar die wêreld selfsugtig is, wees iemand wat omgee. Iemand wat bereid is om te deel, dit wat jy van God ontvang. Hierdie wêreld wat hard is en genadeloos is, gaan wees iemand wat geraak word deur die seer en die stikkend. En die nie hê van ander nie, wat nie soos 'n klip verbystap nie, maar wat 'n hart van vlees het, waarvan ons later lees in die boek Jesegiel. Maar 'n hart wat krimp, en 'n hart wat kan huil, saam met 'n wêreld wat stikkend is, en 'n wêreld wat verlore gaan. En hierdie wêreld wat mense nie kan vergewe nie, wat hulle opskryf en onthou, sê die Here vir my, gaan en wees iemand wat kan vergewe, maak nie saak wat hulle aan jou gedoen het nie. Onthou dat Jesus Christus vir jou gesterf het en jou kom verlos het en vir jou vergifnis gebring het vir al jou sonde en jou ongeregtighede. Onthou dit en gaan lewe dit. Wees nie draer van ek wil amper sê 'n ongemak totdat jy kan vergewe. In hierdie wêreld wat so ondankbaar is, wees dankbaar. Laat dankbaarheid uit jou straal, vind vreugde in dit wat jy ontvang. Nie in dit wat jy graag wil hê en nog wil bereik nie. In hierdie wêreld wat ons beskryf as, wat daar ander man beskryf het as, kerkmense so moedig, hoogmoedig, wees iemand wat opkyk na ander. Wat opkyk na minder is, en wat omgee vir minder is. En dan seker die hartseer ene, in hierdie wêreld wat die man beskryf het as liefdeloos. Wees iemand wat kan lief hê. Wees iemand wat kan omgee. Die Nuwe Testamentiese woord vir lief hê is agape, en dit beteken eintlik om te gee, nie om te ontvang nie. Wees iemand wat kan gee, wat kan respek gee, wat kan eerbied gee. Ja, die Here stuur vanmôre vir my en vir jou in hierdie wêreld. En miskien voel ek en jy ook soos Jesegiel, dat ons plat voor God wil neerval. Sê maar, ek is nie sy lewe werd nie, ek is nie u liefde werd nie. Stuur iemand anders, jy kan seker iemand beter kry as ek. Mag die Heilige Gees ook so in my en jou kom, dat dit vir my en jou sal regop ruk. En dat ons tot die besef sal kom, maar God stuur my. En God stuur vir jou. En hy sien jou raak as sy kind wat verlos is, wat gered is. En wat skoon gewas is in die bloed van die lam. En hy stuur jou na hierdie wêreld toe, en vir my na hierdie wêreld toe. En sê, gaan wees anders as die wêreld. Of hulle luister of nie. Of hulle met jou spot dryf of nie. Of jy seer kry en beledig word of nie. Gaan leef so in hierdie wêreld, dat hulle sal agterkom, daar is 'n kind van God tussen hulle. Gaan leef so in jou leefwêreld, daar by die werk, daar by die sport, daar by die skool, daar in jou, ek weet nie, ry julle elke dag na julle werke toe nie. Spandeer 'n uur of meer op die pad. Gaan wees so, dat hulle sal agterkom, daar is 'n getuie, daar is 'n disipel, 'n kind van God in ons midde. En ek glo die wêreld sal anders te word. Mag die Here vir my en jou daartoe genadig wees. Dit is die woord van die Here. Amen. Kom ons bid saam.
Here Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat U die Heilige Gees vir ons vanmôre wil kom maak staan voor U, regop. Want ons is U kinders gered en skoon gewas, verlos en versoen deur die werk van ons Here Jesus Christus. Dankie dat U ook vir ons vanmôre kom sê, jy is my kind. Mens, ek stuur jou, jy is myne. Maar gaan wees anders in hierdie wêreld, gaan leef so, dat die wêreld sal weet en sal hoor en sal sien en sal glo dat God 'n werklikheid is. Dankie dat U ons wil en sal en kan gebruik. Ons eer U daarvoor. In die wonderlike naam van Jesus Christus, ja, in sy naam, kom bid ons dit so. Amen. Gaan lees gerus die afkondiging wat aangehaak is aan die preek. Daar is al die belangrike nuus en dinge in wat ons behoort te weet. As jy wil betrokke raak of navraag het, skakel maar gerus die kerkkantoor of enige een van die persone wat se nommers daar aangegee word. Ons sien daarna uit om van jou te hoor. Kom ons sluit af met 'n lied waarin ons die Here aanbid as ons koning, majesteit, glansryke heerlikheid. Nou kom ons sluit daarmee af vanmôre. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning, hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning, hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Wat 'n voorreg was dit om in die teenwoordigheid van God te wees vanmôre. Mag hy ons uitstuur met vreugde en met vrede en natuurlik met die sekerheid dat ons sy kinders is. Die Here sê vir my en vir jou, waar jy ook al gaan, gaan ek met jou. Ek gaan voor jou uit en ek is by jou. Ek is langs jou en ek is agter jou en ek is binne in jou. Omdat jy my kind is wat ek liefhet en ek stuur jou na hierdie wêreld toe in my naam. Ontvang so die seën van die Here en gaan leef met vreugde. Amen.